Toe sê die farao vir Josef, nou dat God dit alles aan jou bekend gemaak het, daar is niemand so verstandig en wys soos jy nie, sal jy self hoof van my hofhouding word, en aan jou bevele sal my hele volk gehoorsaam wees. Net wat die troon betref is ek jou meerdere. Die farao het vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland. Toe haal die farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan Josef se vinger. Hy het hom linneklere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Josef se sukses, sy beroemdheid, sy glorie, sy eer, waarvan ons lees in Genesis 41. Gewoonlik like ons Instagram page ook so, ons sit die suksesverhaal op. Wanneer ons daai diploma kry, wanneer ons daai lekker wonderlike vakansie het met die pragtige see-uitsig in die kamer waar ons bly, in die hotel waar ons bly, ons sit. Ons sien ook die foto's van die atleet wanneer hy die wêreldbeker wen of die wêreldrekord breek. Ons sien die suksesverhale, ons vertel die suksesverhale. Ons sien die afgewerkte YouTube-opname van die preek na al die editing gedoen is en nadat ek uitgeëdit het hoe my honde hier aangekom het en opgespring het teen die ligte wat ek opgesit het om dit perfek te laat lyk. Ons sny daai goed uit. Ons wil nie mense moet dit sien nie. Ons wil net die beste kant van alles wys. Ons wys die oorwinning, maar ons wys nie hoe die lyding nie. Ons steek daai goed weg. Ons steek die donker dinge van die lewe weg, van hoe ons uitgekom het by daai vreeslike sukses. Ons wil net hê mense moet die sukses sien, maar ons steek die lyding, die sweet, die bloed, die trane, al daai 2-minute noodles wat jy geëet het om geld te kan spaar om daai vakansie te kan hê. Dit sien ons nie. Ons wys net vir mense die glorie, die goeie oomblikke. En so sien ons in Genesis 41 die glorie van Josef. Maar dis nie die volle verhaal nie. Want sien, Josef moes deur baie lyding gaan, sodat hy hierdie storie kon vertel. En gelukkig het ons daai kant ook. Ons het die roukant van Josef se verhaal, waar dit begin in Genesis 37, wat hy ook klere kry by sy pa. Maar die storie klink nie heeltemal so goed nie. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was as 'n jong seun saam met die seuns van Bila en Silpa, sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, meer as vir al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het 'n weerstand in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne, saam en buig diep voor my gerf. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en 11 sterre het diep voor my gebuig. Toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers,
regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig. Sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Sy broers het gegaan om hulle vader se kleinvee by Sichem te laat wei. Toe sê Israel vir Josef, laat jou broers nie die vee by Sichem wei nie, kom dan stuur ek jou na hulle toe. Josef het hom geantwoord, dit is goed so. Hy sê toe vir hom, gaan kyk asseblief of dit goed gaan met jou broers en met die kleinvee en bring dan vir my nuus. So het hy hom uit die vallei by Hebron gestuur en hy het by Sichem aangekom. 'n Man het hom daar gekry. Kyk, hy was aan die rondwaal in die veld. Die man vra hom toe, wat soek jy? Hy het geantwoord, ek is op soek na my broers. Sê my asseblief waar hulle die vee laat wei. Die man sê toe, hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het gehoor hulle sê, kom ons gaan na Dothan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom van ver af gesien. Voordat hy naby hulle was, het hulle arglistig teen hom saamgespan om hom dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê, kyk daar kom daardie boebaas dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom vermoor en in een van die opgaarputte gooi. Ons sê dan, 'n roofdier het hom opgevreet, dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het dit egter gehoor en hy het hom uit hulle hand gered. Hy het gesê, ons mag nie 'n mens doodslaan nie. Reuben het daarby vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie opgaarput in die woestyn, maar moenie 'n hand aan hom slaan nie. Dit was sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te neem. Toe Josef by sy broers aankom, het hulle Josef se rok uitgetrek, die lang rok met moue wat hy aangehad het. Hulle het hom gevat en hom in die opgaarput gegooi. Die put was leeg, daar was nie water in nie. Hulle het gaan sit om brood te eet en toe hulle opkyk, sien hulle daar kom 'n karavaan met Ismaeliete uit Gilead aan. Hulle kamele was gelaai met gom, balsam en ars. Hulle was op pad om dit na Egipte af te neem. Juda sê toe vir sy broers, wat wen ons as ons broer vermoor en dan nog sy bloed moet bedek? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moet nie ons hand aan hom slaan nie, hy is immers ons broer, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister. Toe die Midianitiese manne, die handelaars daar verbykom, het hulle Josef opgetrek om uit die opgaarput gehaal en hom vir 20 silwerstukke aan die Ismaeliete verkoop en die het Josef na Egipte geneem. Toe Reuben terugkeer na die opgaarput, kyk toe is Josef nie meer in die opgaarput nie. Hy het sy klere geskeur en na sy broers teruggegaan. Hy sê toe, die seun is nie daar nie en ek, wat gaan ek nou doen? Hulle het Josef se rok geneem, 'n bokram geslag en die rok in die bloed gedoop. Toe stuur hulle die lang rok met moue vooruit en laat dit na hulle vader neem. Hulle het gesê, dit is wat ons gevind het. Stel tog vas, is dit u seun se rok of nie? Hy het dit herken en gesê, dit is my seun se rok. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is sonder twyfel verskeur. Jakob het sy klere geskeur en 'n roukleed om sy heupe gebind. Hy het baie lank oor sy seun gerou. Al sy seuns en dogters het opgestaan om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, al treurend sal ek na my seun in die doderyk afgaan. So het sy vader oor hom gehuil. Die Midianiete het hom in Egipte verkoop aan Potifar, 'n paleisamptenaar van die farao en hoof van die lynwag. Wat as God se grootste werk in jou lewe gebeur in tye van verlies, wanneer jy ongemak ervaar, wanneer jy pyn ervaar en deur lyding gaan? Ek het jare gelede het ek 'n film gekyk. Ons het dit eintlik gekyk, ek dink vir skool. Dit gebeur op skool dat jy na 'n storie moet kyk. Jy kyk as klas saam 'n fliek in saalperiode en dan moet jy nou die fliek ontleed en 'n resensie skryf vir die fliek. En die fliek wat ons gekyk het was The Ultimate Gift. En dit vertel die verhaal van 'n vreeslike beroemde persoon wat baie rykdom gehad het, vreeslik baie beleggings gehad het en die persoon sterf, kom tot sterwe. En die familie is ewe skielik nou almal daar om te kyk wat kan hulle kry.
wat se deel van die erfporsie kom nou na hulle kant toe, want hulle is tog familie, so hulle behoort iets te kry, want hulle is geregtig daarop. En so gaan dit aan dat hulle een vir een eintlik net mooi niks kry nie. En die hoofkarakter, sy naam is Jason, hy kom op die toneel en hy sê maar, weet jy wat, jy kan iets kry, maar voordat jy dit kan kry, moet jy 'n paar goedjies gaan doen. En so gee sy oupa wat nou afgesterf het, vir hom 'n paar geskenke. Maar dis nie normale geskenke nie. Hy gee onder andere vir hom, leer hy vir hom die gawe of die geskenk van om te werk, om te leer om te werk. Hy leer hom om te werk. En so met Jason 'n klomp vreeslike moeilike dinge doen, deur 'n klomp lyding gaan uiteindelik. Nou net as wat Jason in die film The Ultimate Gift aanvanklik eers gedink het hy's geregtig hierop omdat hy deel is van die familie. Net so was daar baie mense gewees, as ons gaan kyk in die verhaal van Genesis, wat half geregtig was en deel van hierdie verbond was net omdat hulle familie is. Maar wat interessant is as ons kyk na Josef, sien ons daar's iets anders wat hier gebeur. Waar die ander karakters nog so ver in die verhaal voor hom, het hulle eintlik maar as gevolg van wie hulle pa was, het hulle seëninge en sukses bereik. Maar ons sien hierso dat Josef deur 'n klompie dinge moes gaan voordat hy daar kon uitkom. Hy moes eintlik verneder geword het. Ons sien hierso 'n paar dinge in hierdie verhaal dat Josef ly. Hy ly eintlik as gevolg van sy broers wat hom haat. Maar hoekom haat sy broers hom? Dit kom eintlik maar van sy pa se kant af. Sy pa het hom die wit broodjie gemaak, om die oogappel gehad en hom eintlik uitgesonder, om anders gemaak as sy broers. Hy is die spesiale een en dit het gemaak dat Josef ego gekry het. Hy gaan in die begin om 'n slegte berig oor sy broers te lewer. Hy gaan nie om te klik nie. Hy gaan sover eintlik as om stories op te maak wat nie waar is nie. Net om seker te maak dat sy broers nie dieselfde guns gaan kry as wat sy pa het nie. Wat nou interessant is sy broers skryf hom heeltemal af as gevolg daarvan. Dat hulle haat van hom gaan uiteindelik oor in sonde. Nou, wanneer ons praat oor lyding wat ons vorm om die mens te word wat God wil hê ons moet wees, veral as ons gaan kyk na die voorbeeld van Josef, moet ons die vraag vra, maar wie veroorsaak die lyding? Wat maak dat Josef in 'n put gegooi word, dat hy niemand word, dat hy verkoop word as 'n slaaf, dat hy later in sy lewe ook valslik beskuldig word, maar is dit God wat vir Josef in die put gegooi het? Nee, dit was sy broers. Sy broers wat hierdie haat gehad het in hulle harte. Daai haat het oorgegaan na woede, daai woede het oorgegaan na aggressie. Hulle wou hom doodmaak en hulle het hom verkoop. Hulle het gesondig. So dit is eintlik die sondes van sy broers wat daai lyding wat hy moet verduur veroorsaak. Beteken nie hy het nie 'n hand daarin gehad nie. Gaan kyk bietjie hoe hy die hele situasie van die drome hanteer het. Dis een ding om daai droom te ontvang, maar die manier wat hy dit gaan vertel het, sê vir jou al klaar iets van die ego wat hy gehad het op daai stadium in sy lewe. Hy is hierdie jong 17-jarige laaitie eintlik wat dink hy is die son, die maan en die sterre. Hy dink vreeslik baie van homself en hy maak seker ander mense weet dit en weet dat hulle minder is as hy. Dit is die beeld wat hy het van homself. Nou, dit is goed om 'n goeie selfbeeld te hê, maar jy moet nooit dink jy is beter as iemand anders nie. Jy moet nooit dink jy is te goed vir iets of iets anders nie. Nou wat vir my interessant is hierso is, ten spyte van die boosheid van mense, ten spyte van dit wat sy broers aan hom doen, triomfeer God se plan. En dit is baie belangrik dat ons dit moet onthou, ten spyte van die boosheid van ander mense, die ongeregtigheid, die goed wat mense doen, wat ons seermaak, die lyding wat die wêreld oor ons pad bring. Dit is nie te veel vir God se plan om te realiseer nie. God se plan triomfeer ten spyte van die lyding wat mense oor ons pad bring, ten spyte van die ongeregtigheid wat die wêreld oor ons pad bring. Dit is nie te groot vir God nie. Sien, Josef se probleem is hy was eintlik net in diens van homself. Hy wou net homself bevorder het. Hy was nie diensbaar gewees vir ander mense nie. En kyk wat het gebeur. Hierdie feit dat hy nie diensbaar was vir ander nie, het sy eie
ondergang beteken. Sy hoogmoed het werklik tot 'n val gekom, letterlik daar waar hy in 'n put ingeval het. Jy moet 'n waarskuwing wees vir my en jou, is eintlik die Engels is om 'n ego check te doen, om te sê maar, ek moet net myself gaan vra, maar hoe sien ander mense my? Het ander mense 'n beeld van my waar hulle sê, maar weet jy wat, hierdie ou dink hopeloos te veel van homself, hy dink hy's beter as ons, want dit gaan maak dat jy jou eie ondergang uiteindelik veroorsaak. En ons trap nogal baie maklik in daai slaggat vandag. Ons is vandag vreeslik baie besig. Dink bietjie daaroor as jy vir iemand vra hoe gaan dit, hoe dikwels antwoord hulle met besig, bedrywig, so baie ding wat aangaan. En ons is definitief inderdaad almal vandag baie besig. Maar dink bietjie wat dit doen aan die waarde van diensbaarheid. Is jy te besig om iets vir iemand anders te doen? Want gewoonlik as iemand ons vra om iets te doen waaruit ons self geen voordeel gaan kry nie, begin ons dadelik dink oor hoekom ons dit nie kan doen nie. Wat se redes het ek dat ek nie kan opdaag vir hierdie ding of nie die persoon met hierdie ding kan help nie. Nee, ekskuus, jammer, ek sou baie graag wou, maar ek is net te besig nou. En ons gebruik dit baie keer as 'n kruk om nie diensbaar te wees nie. Ons moet versigtig wees daaroor. Ek dink wat hierdie gedeelte vir ons probeer wys, veral aan die hand van wat later word van Josef en dat hy wel by hierdie sukses uitkom, is dat lyding, en veral waar ons nou in lydingstyd is, lyding kan 'n instrument wees tot vorming. Hierdie lyding is 'n oorgang tot nuutmaking. Josef word 'n nuwe mens. Sy karakter verander. Wie hy was, God kon nie met hom werk daar in terme van wie hy was op daai stadium nie. Hierdie ego van hom was net te groot gewees. En hierdie lyding het hom gevorm. Dit het hom nuut gemaak. Die put was hierdie nêrens wees. Hy is diep daar waar niemand van hom weet nie. Hy tref taamlik letterlik rock bottom. Dit is hierdie simbool van jy is verwyderd uit die samelewing. Die samelewing het jou weggegooi. Dit is waar jy is. Maar hierdie plek word eintlik die plek waar Josef besef, maar dit is wat die wêreld aan my kan doen. Iets hierso gaan nie werk nie. Ek gaan nie oorleef. Die wêreld gaan my weggooi. As dit aanhou gebeur, dan word hy verkoop as 'n slaaf. En dit is 'n simbool van niemand wees. Nie net is hy uit die plek uitgevat nie. Sy identiteit is weg, want daai tyd as jy 'n slaaf was jy niemand. Jou naam het nie saak gemaak nie. En 'n slaaf is iemand wat net leef in diens van iemand anders. Jou hele doel as 'n slaaf is gekoppel aan diensbaarheid en hy word forceer om hierdie mantel van diensbaarheid aan te trek. Daai kleurvolle mantel word vervang, gedwonge met 'n mantel van diensbaarheid. Daardie diensbaarheid vorm sy karakter. En ek dink ons moet stop en vir onsself vra, maar wat is die dinge van my karakter, hoe ek oorkom, hoe ander mense my sien en hoor en na my kyk? Wat se kleurvolle mantel dra ek en ek wys dit in ander mense se gesig wat maak dat God nie met my kan werk nie. Want ons word geroep tot diens van God se koninkryk. Dit beteken ons moet sterf in onsself. So ek wil jou uitnooi, wat het jy nodig om op te offer? Wat het jy nodig om op 'n altaar te plaas en te sê, maar ek wil ontslaa raak hiervan. Hierdie hou my terug. Ek lewe te veel vir myself en ek moet hierdie opoffer. Ek moet hierdie prys gee sodat ek diensbaar kan wees vir God se koninkryk. God hervorm wie Josef is. En ware rykdom, ware sukses is nie die mag wat Josef gekry het, wat die farao vir hom gesê het hy het nie. Dit is nie die goue ring en die juwele en die linne wat die farao vir hom later gee nie. Ware rykdom, ware sukses is die mens wat jy word. Wie Josef was, die in Genesis 37, en wie Josef word, wie hy is, dit
is die suksesverhaal. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U ons nie verwerp wanneer die wêreld ons met ongeregtigheid hanteer nie. Dankie dat U ten koste van lyding, wanneer ons pyn, smart, verdrukking ervaar, dit gebruik om ons te vorm. Gee Here dat ons nie sal vaskyk in hierdie dinge en U sal verwyd daarvoor nie, maar dat ons eerder dit sal sien as 'n geleentheid om te groei in geloof, om te versterk in karakter, sodat ons diensbaar kan wees tot U koninkryk. Amen.